Job, hoofstuk 1. Daar was 'n man met die naam Job. Hy het in die land Us gewoon. Hy het onberispelik geleef en was 'n man met integriteit. Hy het God gedien en nie die verkeerde gedoen nie. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. Hy het ook 7000 skape, 3000 kamele, 500 spanne trekosse, 500 donkiemelies en baie slawe gehad, sowel mans as vroue. Hy was die rykste man in daardie omgewing. Elke jaar wanneer een van sy seuns verjaar het hulle die ander broers en die 3 susters genooi om saam te kom partytjie hou. Dan het hulle vrolik saam geëet en gedrink. Na so 'n partytjie, wat soms vir 'n hele paar dae aangehou het Job sy kinders gereinig. Dan het hy vroegoggend opgestaan en vir elkeen van hulle 'n brandoffer gebring. Miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. So het Job elke keer gedoen. Job se eerste toets. Eendag het die hemelwesens voor die Here kom staan. Die aanklaer was tussen hulle. Waar was jy heeltyd? Vra die Here vir die aanklaer. Die aanklaer antwoord die Here, ek het heen en weer oor die aarde gereis en gekyk wat daar aangaan. Die Here vra toe vir die aanklaer, het jy vir Job opgemerk? Hy dien my. Daar is nie nog iemand soos hy nie. Hy lewe onberispelik. Hy is 'n mens met integriteit. Hy aanbid my en vermy die kwaad. Die aanklaer sê toe vir die Here, ja, dit is so. Job dien die Here, maar hy het goeie rede om dit te doen. U het hom, sy huisgesin en sy eiendom nog altyd net beskerm, en u het hom voorspoedig gemaak in alles wat hy aanpak. Kyk net hoe ryk is hy. Maar reik nou uit en vat alles wat hy het. Hy sal u verseker in u gesig vloek. Goed, jy mag hom toets, sê die Here vir die aanklaer. Doen net wat jy wil met alles wat hy besit. Jy mag hom net nie fisies skade aandoen nie. Die aanklaer is toe weg van die Here af. Eendag het Job se seuns en dogters by hulle oudste broer se huis geëet en wyn gedrink. Daar kom toe 'n boodskapper by Job se huis aan met die nuus: ons was aan 'n ploeg met die osse en die donkies het ook daar rondgewy. Toe oorval skurke ons uit Skeba. Hulle het al die diere gesteel en al die werkers doodgemaak. Ek is die enigste een wat kon wegkom om dit vir u te vertel. Hy was nog besig met die droewige verhaal toe 'n ander man by Job aankom met die nuus: weerlig het van God af uit die hemel geslaan en al u skape en al die skaapwagters doodgeslaan. Ek is die enigste een wat oorleef het om dit vir u te vertel. Hy was nog besig om te praat toe 'n derde boodskapper by Job aangehardloop kom met die nuus: 3 groepe Galdeese rowers het al u kamele gesteel. Hulle het ook al u werkers doodgemaak. Ek is die enigste wat oorleef het om dit vir u te vertel. Hy was nog besig om vir Job van die tragedie te vertel toe nog 'n boodskapper met die nuus kom: u seuns en dogters het partytjie gehou in die huis van hulle oudste broer. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat van die woestyn se kant af gewaai het. Dit het die huis van alle kante getref en die huis het in mekaar geval. Al u kinders is op slag dood. Ek was die enigste wat oorleef het om dit vir u te vertel. Job het toe opgestaan. Hy het sy klere stukkend geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. Daarna het hy op die grond voor God geval. Hy het gesê: naak het ek uit my ma se skoot gekom, en naak sal ek weer wees die dag wanneer ek doodgaan. Die Here het my alles gegee wat ek gehad het, en nou het hy dit alles weggeneem. Prys die naam van die Here. In alles wat gebeur het Job nie gesondig nie en God nie verwyd nie. Tot sover.